Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie baie mooi Dinsdagoggend. Sommer vroeg al warm by ons. Bietjie belofte van reën later aan. Ons gaan voort met Johannes 7. Terwyl ons begin vanoggend by Johannes 7. Hierna, dis nou na die hele gesprek oor die brood en alles en jy weet, eintlik onthou jy nou gister het eintlik almal geloop en net vir sy disippels het gevra, wil julle nie ook maar gaan en hulle sê nee Here. Na wie toe sal ons gaan? Nou hierna, so 'n tipiese manier van Johannes om te skryf. Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. Hy wou nie in Judea rondgaan nie omdat die Jode hom wou doodmaak. En die hittefees van die Jode was op hande. Sy broers het toe vir hom gesê, vertrek hier vandaan en gaan na Judea, sodat jou disippels ook die dade wat jy verrig kan sien. Want niemand doen iets in die geheim en wil dan tog in die openbaar bekend wees nie. Indien jy hierdie dinge wil doen, maak dan jouself aan die wêreld bekend. Trouwens, selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Jesus sê toe vir hulle, my bestemde tyd is nog nie hier nie, maar julle tyd is op hande. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek van hom getuig dat sy dade boos is. Gaan julle op na die fees. Ek gaan nie op na hierdie fees nie, omdat my tyd nog nie aangebreek het nie. Nadat hy dit gesê het, het hy in Galilea gebly. Geliefdes, ons lees tot sover. Hier is eintlik baie in die teks wat mense moet mooi lees, maar dis hierdie verskriklike hartseer. Hoor die pyn as daar gesê word, trouwens, selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Dis die een ding. Die ander, iets wat baie sterk uitkom, is dat Jesus sê, my bestemde tyd is nog nie hier nie. Dat Jesus is in beheer van wanneer sy tyd daar is. En hy is in gehoorsaamheid aan die Vader besig. Daar is 'n tyd bepaal wanneer hy openbaar gaan maak en wanneer hy gekruisig gaan word, maar die tyd is nie nou nie. En daarom bly hy weg. En daarom bly hy in Galilea gebly. En jy gaan agter sien kom hoe in Johannes se evangelie hoe baie Jesus reis en Jerusalem raak eintlik hierdie plek van boosheid, waar elke keer as hulle Jerusalem toe gaan, dan bou die teenstand teen Jesus op. Die wêreld glo nie. Die realiteit is dat die meerderheid van die mense nie glo nie. Hierdie teks wil tog by my en jou vra, glo jy? Glo jy nog, hou jy vas aan die Here Jesus Christus, selfs hier aan die einde van 2025? Glo jy nog? Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag hê. En ja, Here, ons kom bely vanoggend. Ons glo in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi, mag jy baie geseënde dag hê. Totsiens.